One or two. Morning pastors, but the morning, our pastors, all of the leaders, and the congregation can bow heads and pray. Mighty Father God, and give all glory, honor, and praise, Father God, as we are here today to worship and praise you, Father God, for your hand of protection that is over our lives throughout the week and throughout the year, Father God. I pray for your hand of protection over the service, Father God. I pray, Father God, that the Holy Spirit is here today, Father God, to touch us, Father God, to light that fire in us, Father God. I pray, Father God, that no weapon formed against the service, Father God, shall prosper, Father God. I pray, Father God, that you guide us, Father God, that you worship with the worship team and the worship leader, Father God. I pray, Father God, that you open our eyes, Father God, our ears, our senses, Father God, so that we can absorb, Father God, what we need to absorb today, Father God. I pray, Father God, that as we leave the service today, Father God, that we reflect on what was imparted on us today, Father God. I pray, Father God, that you guide us, Father God, as December is a very mercy time period, Father God, where the devil is out there, Father God, to create chaos and havoc, Father God. But I pray that you bring calmness over our lives, Father God. I pray, Father God, that we continue to stay steadfast to your word, Father God. I pray that we stay on our knees, Father God, and protect ourselves through this time period, Father God. I pray, Father God, for wisdom, Father God. And I pray, Father God, that we cover ourselves, Father God, and we act Christian-like as in the book of Proverbs, Father God, where you guide us in terms of what's the principles that we need to follow, Father God, from a Christian perspective, Father God. Be with the preacher today, Father God, and may we be able to absorb what is meant for us, Father God, today. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Sister Amis, for that prayer. Greetings again in that wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ons is op die regte plek. Ons is op die regte plek. Amen. We have an appointment with God. This is the appointed time. And God is here. Amen. God is here. His Holy Spirit is here. Amen. So as we begin the first song, die liefde van Jesus is wonderbaar. Dan praat ons gaan na mekaar toe. Ken mekaar aan. Hy baie ken mekaar. Dit gedruk. Sê is goed om jou te sien aan die huis van die Here. Hallelujah.
Maar die weer was 'n moeilike weer vir my. Ek weet nie van u nie. So as ons kom op 'n Sondag, dan kom ek met verwagting. Ek gaan die Here ontmoet. Ek gaan 'n aanraking van sy hand kry. Halleluja, ek kom met 'n verwagting. Ek gaan 'n ontmoeting kry vandag. Ek kom met die wete, as ek het die Here nodig. As ek nie 'n aanraking kry nie, dan kan ek nie aangaan nie. Want ek is mens, ek is feilbaar, ek is swak. Ek praat net van myself nie. Ek kan nie van u praat nie. So as ek in die teenwoordigheid van die Here kom, dan sê ek, Here, ek gee my alles, Here. Ek is miskien 'n bietjie swak, Here. Here, ek soms 'n bietjie mals, Here. Maar Here, ek gee my hart, ek gee my alles, Here. Gee ek môre vir u, want ek het by u nodig. Hy sê wat ek sê, ek weet nie hoe ek met jou gaan, hoe ek met eerlijk gaan nie, maar ek het die Here nodig. So kan ons vanmorgen die naam van die Here groot maak. Kan ek die halleluja kry, want iemand wat weet, as ek nie vandag halleluja sê nie, dan gaan ek het nie maak nie. Iemand wat sê, ek sê halleluja, want ek weet die Here, die Here, die Here, die Here, ek my die Here verdraag. Net die mense moet halleluja sê, maar weet,
We will serve the Lord. I come in agreement with the word of God. We will serve the Lord, Father. I come in agreement. I say amen, Father. I say amen that chains are broken, Father. I say amen, Father, that addiction, Father, is broken, Father. I say amen that strongholds are broken, Father. I say amen that my brother, my sister, my cousin, my uncle, they are delivered, Father. I'm saying amen, Father. I'm saying amen, my mother and my father, they are delivered. I'm saying amen, Father. Can we thank God? Can we thank God for the manifestation of deliverance? That my mother is serving God with me. That my father is serving God. That my husband is serving God. When I say amen, that's it. That sound sure yes. When I say amen, I'm saying I'm agreeing, Father. I'm agreeing with your church. I'm agreeing with the word of God that says that in my house all shall be your king. Hallelujah. Thank you, Jesus, for chains that you are breaking, Father. Thank you for deliverance, Father. Thank you that the church will never be the same, Father. Thank you that Rekama is delivered, Father. That the community of Rekama is transformed. The community of Rekama is free. Hallelujah. Because one Sunday morning, someone declared, "Again my house on Sunday unity. Again Rekama on Sunday unity." God needs someone. God needs one voice to cry out in the wilderness, "Restore, restore." God is looking for one person to say restore. And the other, that iman and he pray to say restore, restore to my marriage, restore to my finances, restore to my community, restore to my church, restore, restore, restore. In the name of Jesus. Can we say thank you to God? Can we say thank you to our church? Let's praise it. Let's praise it through. God is here. And God is going to bless us this morning. Hallelujah. We must sit aan hier. Soms sabi nila niya, ay ko yung preacher ni man. Soms sabi niya, sulit, my family yara. Pag-iayos. Everybody can do for the sea and is here to bless us this morning. Amen. Are you ready? Are you ready to enjoy the service with us? Amen. Siyempre man lang sa limot din kami silang sabay. Amen. Kung yara din. Kaya ko manonood sisi. Kaya sila pali. Amen. Ikaw serve me. This is my time of God. Hallelujah. Ano sa kanila pa na praise it? Amen. And we now allow the devil to distract us because God has a plan and a purpose with our lives. Amen. Amen. There's someone that is going to do the welcome for us. Amen. Sister Maran. Amen. And Sister Maran, I'm going to get you. Amen. We know he's very excited. I will call him. You know him. Amen. Good afternoon, wonderful brothers and sisters. Who knows a pastor? Pastor Christmas. Pastor Yun, Marco Yun. Who's a band. Who's the worship. Yaka sister, nice and here. This is Enoch Christmas. Hello, star. This is Christmas. Dia iskan na sa tinatan niya. Kung sa lain na Laura. Pastor, Pastor. Daimel. Misalnya. Was makkelijk. Gelukkig misschien met Daniel. En je kunt het aannemen. Als gaan ze maar weer op.
wil nie sê dat ek iets doen dat as ek jou wil. But daar is so baie dinge wat gesê kan word van offering, you know. Ek dink jy as iets niet wat jy kan sê vir dat nie. But daar is 'n werk wat vers, ek het 'n paar vers sê, wat ek dink Mark 12:41 tot 44 is die naaste aan ons almal. Yeah, so Jesus sat down with the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. Many rich people put in large amounts, but then the poor widow came and dropped in 2 small coins. And Jesus said to the disciples, "Daai vrou het meer as daai mense ingesit. Van hulle het gegee wat hulle kan gee, wat sy gegee alles wat sy het." En ek sê nie ons is ryk mense nie, en ons is miskien nie mense met niks nie, want ons kan relate aan daai van baie hoeveel keer het ons min om te gee. So, ek dink altyd aan 'n storie wat ek gehoor het, en sy hy sê, 'n homeless persoon het hom gevra, sy het my gehelp, en hy sê, ek gaan nie jou gehelp nie, ek kan vir jou iets koek, maar ek gaan nie jou gehelp nie, want ek gaan nie gehelp los. En 'n ander homeless persoon over jy, en hy het vir die ander homeless persoon gehelp. En ek dink, hoeveel keer kyk ons na die mense, en hulle gaan nie gehelp mos, maar hoeveel keer het ons gehelp mos? You know, sy dink miskien, ja, miskien koek die buit, is onnodige expenditures. Ons moet dink aan die next persoon. En dan die gehelp word jy, jy nie behoort aan die Here. Dat ek hoop het vir ons. Father God, we come to you this morning, first to thank you for you all in our lives. Thank you for grace upon grace that we have daily. Thank you that we had a chance to come here this morning. We thank you for watching over us, bringing us here safely, and we pray that you draw us closer to you, that you open our hearts, so that we may open our hearts to other people as well. We pray that you bless this offering. We pray that you bless those who have and those who do not have. We pray that you, for those who do not have, that you may open doors for them, whether it be work or just anything to help them further, Father God. We pray that you bless the service and bless everyone who can participate, the pastors, the band, the worship team, as well as the congregation. Praise in your name. Amen. En opperwerk ons vraag op verskillende mense om bewerking te doen en opperwerk te doen. Maar ons moet sien wat het ons in die huis en tot duisende kan ons sien, ons het mense met dieptes. Amen, mense wat ons kan gebruik. Het is belangrijk dat ons mense moet develop, want ons weet die ou gaan nie maar altyd die wees nie. Amen. En aan die huis van die werk van die Here moet sterk aangaan. So we must developing people, getting people ready for the work of God. En so voor ons die dingen opdragen gaan opneem, gaan ons eerst op ons sister Monique. Die kan Monique vraag nie om ons die announcements te doen. Kon ons gaan nie begaan. So as die naweek die adresse woon,
their church. And it's Wednesday morning, we have our morning prayer at 10 a.m. So for those who are at home, amen, kom skakel gerus in by die intercessors op 'n Woensdagoggend. Halleluja. Hulle dine het voel dit is in die gym. Amen. Hallelujah. In Donderdag, we have our worship practice at 7 at church. Alle departments is ook dierbares. Alles is ook. If you have the gift, God lays it on your heart to be called in every department. Please, asseblief dierbares. Wees deel van die kerk, wees deel van die koninkryk van die Here. Because God is going to ask you, wat het jy gemaak met die gift? Our gift is not for us, maar we see that the way for the Here. Hallelujah. And then we have Fridays, we have our intercessors at 6, and then also we have the youth at 6:30. So see die kinders op na die jeug toe. As die gaan ons op bid nie, dan bring die ons maar die kind saam na die jeug toe. Amen. En dan op Sondag kom ons weer met mekaar om die naam van die Here groot te maak. Nooi iemand saam, dierbares. Hallelujah. And then we have our social development, hands out food to 140 people and is in need of donations. Please communicate with Brother Jonathan and Deacon Shaen. Deacon Shaen, kan jy so aankie waar en daarachter is Brother Jonathan. Amen. En dan het hulle ook vir die community a Thanksgiving ete gee. Amen. So daar is donations, pastor opgesit op die kerkse groep. Ons sal het ook op die announcement sit. So as u kan gee, praat gerus saam met Sister Shaen en Brother Jonathan vir die Thanksgiving ete wat hulle gee vir die community. En dan ook in ons important days, the 23rd of November is our regional service at Muizenberg Civic at start 3 So allemaal gaan daar wees. Amen. Ik hoor niet dat die mensen. Amen. Hallelujah. And then we have the 26th November. We have our planning meeting here at church for all department leaders and one committee member. Amen. So for die datum gezien het is 4 asseblief die basis die gehoorzaam. Stuur die datum aan zodat ons die kalender kan voltooien. Amen. And then we have our eigen banking details wat op foto. Schrijf het neer als die tiendes of die tijdens of die bankrekening wil betaal. Zet die naam na en ook die reden hoekom die 1.5 miljoen gaat betalen. Halleluja. Amen. Halleluja. En dan, ik voel zo iets van mis. Maar is ook al een keer zo goed. Amen. Die Heer is hier. Amen. Als je bij die announcements met rechts en elkaar in de wacht toe willen, soos Ologera sal sê waar die sjaam kan wees. So, even net in tyd is Ologera waar in de wacht toe of waar die sjaam kan wees. En dan net apologies, en weet nie van Orland Plato, en sy gesin wat die is geopperd het. En radio, en beskoning gemaakt. So, weet wat as jy kan wees nie, maar die beskoning weer. Zodat ons kan weet waar hy is en zodat ons kan bid waar nodig is. En dan die 30ste November, die datum recht, dan het die wachtgewees is recht vir die aandienst. Amen. Hy het die wachtgewees is recht vir die aandienst van die leven en so is verwachten om die sien wat die in die deur hulle kan doen. Amen. Die operaat na, ek het die jaar is recht. Amen. Kan ons sê, dan die liedse, die kruis het my last dat gedooi. Dan is die 10e opera de bakken zijn voor. Dan is het Jacob om op die 10e opera op te brengen naar voren toe.
Halleluja. Kom ons gee 'n lieflike hand vir daardie wat ons gehoor het. As gehoor, halleluja. Amen.
of everything not like Him. We surrender to the flames. We surrender to the embers of heaven. We surrender tonight. Consume us, O God. Let your presence be that all-consuming fire. We exalt you, glorify you, and honor your name because you're worthy of our worship. You're worthy of our praise. You're worthy of our adoration. Can I hear sons and daughters that love the Father open their mouth and just send up words of adoration and worship? Can we give you thanks another round of praise? Amen. Hallelujah. And as we stand as we usher in the presence of God, let us sing the song, When I Remember What the Lord Has Done. Amen. Kom ons vergeet nie van waar ons kom nie. Kom ons vergeet nie die rots wat die Here ons uitgekap het nie. En dan hoe wij ons het sing, dan laat ons toe dat die vuur van die Heilige Gees wegvat wat nie na ons in lewe moet wees nie. Dan let us surrender before the throne of God. Our lives should be transformed. We should be sold out for God. Ons alles moet ons op die altaar sit vanmôre. En ons sê, Here, laat ek onthou. Laat ek nie afword nie. Laat ek nie dink as oor myself waar ek vandag nou is nie. Maar ek besef die genade aan van die Here. Was dit nie van die Here nie, sou hy nie vandag hier gewees het nie. Was dit nie van die hand van die Here, sou hy nie my werk gehad het nie. Sou hy nie van die huis gebly het nie. Was dit nie van die genade aan van die Here, wat jou siel kom red het nie. Dat miskien was jou kinders nie gered nie, jou man was nie gered nie. So kom ons dink terug aan die Here met dankbaarheid. And so when I remember what the Lord has done, let us not succumb under the pressure of the time and the period that we are living in. But when temptation comes, then I can say no. I'm not giving in to temptation, but I'm standing firm because I know where I come from and I know where I'm going. In the name of Jesus. Remember
Lord. Thank you for your genade, Lord. Thank you, Lord, that you are so faithful, Father. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, that you cover us, Father. Thank you that you are faithful, Father. Hallelujah. When I think back from where I come, hallelujah. Die genade van die Here is te vol op ons. Die Here is te vol op ons. Hallelujah. When I remember what the Lord has done. Let's give the Lord. Die keer aan die woord van die Here ons Vandag word die staat van die woes is net aan een. Is net aan een. Soos die Evangelie het ons gesê.
restaurant waar geslapen. Bring de vroeg op, de vrouw weet hoe wat, en dan zit je hier. Maar David zei, ik was blij door het zeggen. Ik ga op naar de huis van de Heer. Because as die Here wat my nuwe krag gee. As die Here wat my nuwe sterkte gee. Al voel baie keer vir 'n mens, sy kan nie aangaan nie. As ons op die skreen kan kry, in die boek van Nehemia, hoofstuk 4, draai ek weer by. The rebuilding of the walls of Jerusalem. Die herbouwing of die herstelling van die mure van Jerusalem. Ek luister wat Pastor Patricia sê, dat wil sê, die dienslijn, en een paar goed wat daar uitkom. En het is goed, wat werk is, wat die waarheid is. Nee? Ek ga net vraag, as daar misschien net een beetje water, die pas is een water in, maar mijn mond is een beetje droog, pas de water. Die pas. Misschien. Ja, Nehemia 4. En ek wil net hê jy moet my volg om dit aan. Nou u sien, en u weet, om te bou, is die altyd maklik nie. It's never easy. Because die Bijbel sê, voor een mens bou, moet jy met die koste bereken. En as jy hele van daar begin te bou, en dan kan jy nie klaar maak nie. Amen? So ons moet die koste bereken, in alles wat ons doen. Dieselfde, ons is bezig, om een meer te wil bou, hier nie achterkant. Nee? It's never easy, because we face a lot of challenges in order to build the wall. But die meer feit is die pastor, die plan is klaar voor betaal. Ons wacht maar nie vir die plan om terug te kom, so ons dan begin te bou. Wat een goddelike ding is, dat kan mense maar maak en doen en sê, net wat hulle wil. Dat is wat ek net van God. Denk die mense, so Sanballat en hierdie ouens, Tobias en die ouens, wat die bou van die muur, die herstel van die muur, het hulle teen gestaan. Right? As die teen gestaan, en het nie tot stand kan kom nie. Now as we're going to read here, yes, okay. Okay. Okay, bro. Ja, nou so, maar hier dan die bijna gekotst, hè? Is die ijs goed? Is nou nie skoon. En is kan maar nie skoon. Maar as ons kyk daar, dan sê, but it came to pass that when Sanballat heard that we built the wall, he was wroth, kwaad, angry, and took great indignation and mocked the Jews. And he spake before his brethren and the army of Samaria and said, what do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Net tot sover, kan jy nie teruggaan. 'n paar vrae word gevra. Jy Sanballat, jy Tobias en jy almal die
ouens wat nou die bou en herstel van die teenstaan. Nou moet jy weet dat die bou van die muur het met trane gekom. It cost tears from the prophet himself. Sy trane gekos. Maar hy voor die Here gelê en die Here genader oor die mure van Jerusalem wat herstel moes geword het. It cost tears. Die vrou het gevra, will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Wat hy inderdaad sê is, sal hulle in 'n dag sit en kan klaarmaak die mure. Will they revive the stones of the heaps of the rubbish which are burned? Daar is die vraag waarmee hierdie manne wat hulle eintlik vra, sal hulle met die bou van die muur, sal hulle dit kan klaarmaak? Sal hulle dit kan herstel? Nou ons moet verstaan, toe hulle begin te bou, en dis is wat ek vertrou in, het die profeet na hierdie gegaan, en hy gaan besigtig hoe lyk die mure van Jerusalem. Het was 'n hele stad, nou regom was die mure gewees. En hy gaan besigtig en gaan kyk wat alles moes gedoen word. You must have a strategy. You must have a plan. That you can work accordingly. En toe hy die mure gaan besigtig, sê hy nie vir een van die manne wat die plan van die Here was, wat die Here aan hom gereveal het. En pastor, jy moet nooit aan mense reveal voor die tyd wat God van jou neergedeel het. Because mense kan jou derail van die plan van God af. Jy kan derail. En hy is die hele stad gaan besit. Alles. Het hy gaan dierkijk. En die Bijbel sê, maak het aan niemand ken, en kyk die saak hier. Toe hy klaar die saak hier gekyk het, toe kom hy, en hy sê vir die groot oomens, hy sê, dit is wat die Here gesê, wat ek aan jou bekend maak. Dit is God se blueprint. En hy sê, ons moet bou. God sê, ons moet die mure van Jerusalem herstel. Het was nie die mure, maar het was alles binne in die mure, die huise, alles wat herstel moes geword het, want alles was met vuur verbrand gewees. Niks het oorgebly. Alles, die deure, alles die houtrame, alles het verbrand op die grond toe. En voor Nehemia weg is van die koning se paleis af, sê die koning voor, daar is al die materie. Ek geef jou die briewe, gaan haal die materie, gaan haal die hout, gaan haal al die goed wat jy nodig het. So, as ek kassie is met hier vast. Is vast. So daar is struggles ook gewees. Wat hy nou bouwen, en die paden staan van wat God wil doen. Moet ek in my pas op precies, van wat God in my kan doen. Wat hy in my kan doen. Kom ek weer terug, pastor. Pastor, ek is op weer terug. By die wapenrusting. Ons het gehoor wat die ene van die wapenrusting, toe ken onsself. So while you are building, you are still getting yourself. Trek my voorwaarden aan. Because die vijand is in jou kamp. En uit die woorde, hulle sal iets nie, ons is tussen hulle nie. Om hulle dood te maak, is wat die weer gaan stop. Dan sê hulle, hulle sal nie, ons is tussen hulle nie. Wat die Here maak, dan, kyk jy maar, alleen sy gaan die verskil. Die Here maak, dat ek het hoor,
Hy koop nie. Het jy? Dis goed. Dit is Jesus. Hulle gaan nie doodmaak vir die lewe dat die bou kan stop. Die hele maak so pakkie. Ek wil toe Nehemia bewus raak, toe sê ek die manne op die muur, julle moet weer die bewapen, met die swaard, met julle wapenrusting, en terwyl julle bou. Jy sou uitkyk, terwyl julle bou. Because the enemy is oral. Terwyl jy bou, kyk, jou swaard ready. So die wapenrusting is belangrik is. You cannot go to war sonder die wapenrusting. Because hy gaan jou bloedstiek in jou hogen en jou spies op het ding. En die ongeloofige ouens, hulle was ongeloofige, hulle betwyfel of hulle die stad kan herstel. As hulle dit in 1 dag se tyd kan doen. Luister, hulle doen dit in 1 dag. Hulle doen dit in 52 dae. Wat is 52 dae? En ons het dan as 'n groot studie daarvan. Ek het besluit dat ons kwai. 'n maand het 20 dae. Vader, om die niere te herstel. 52 dae. Maar die ouens negatief ongeloofige dink het, het sal nooit gebeur nie. Wat hulle gedagtes is die God se gedagtes. En hulle weer is die God se gebeur. Because hulle was so bang, hulle was so teleurgestel toe die mure van Jerusalem opgaan. Toe die gatte in die muur begin te toegaan. Toe raak hulle kwaad. Because hulle het nooit gedink het gaan gebeur nie. Hulle vra, will they sacrifice? Will they make an end in the day? Will they revive the stones of the heap of the rubbish which are burned? Nou bekom gaan tot 'n punt. Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Alles soos ek sê was 'n ashoop gewees. Everywhere they look were heaps of ashes, were heaps of rubble laying around. Waar die rubble rond gelê? Dit was betaald misschien die politie. No? Die vullisbrug, die koning vullisbrug, betaal ons om hy rubble van die God weg te ry. Gooi maar op die veld. Kijk net hier aan de kant. Soos hy, dat die ene kant gaan. As nou skoon gemaakt, kon die oorlog op by. Die sê, kijk nou hier. Het nou net as die skoon gemaakt. Maar kijk nou leeg aan die van mos op die hier. Daar bly rabbel. Daar bly gemos. Dan is wat gebeur ons plekke. Die ons aan die veld. Hulle maak nou vandaag alles skoon. Net om oor te kom. En dan sê hy vullisbrug, maar sy was nie tyd om 'n vullisbrug uit te sit nie. Nou betaal sy voor hy nie. Die so duur. Hoe voor hy is aan die veld. Hulle doen dat. Hulle is bossa. Hulle wil nie wat om aan die doen. Hulle die vullisbrug nie kom nie. Want wat ek ons oor sê is, ooral was daar hoope, rabbel wat in die ronde gelê het. Ooral. En wat gebeur? Die volk begin mismoedig raak. They become discouraged because of all the rubble that is laying in their way. Hulle kon miskien vir my die rubble gesien nie, because hulle kon nie oor die rubble weet. En hulle, Judah sê, die krag van die arbeiders is op
in the way. Hy sê ons moet eers die rabbel remove voor ons kan bou. En is om ons moeilik te raak. Want as jy besig is om te bou en die rabbel lê oral rond, jy val op aan dat ook, jy kan jou enkel stikkel val, stikkel breek, because die rabbel in die pad. En ek kan nie weet waar die rabbel, as jy kan so oor die rabbel gaan op, maar jy kan ook doen daar die muur te pleister nie. So I must first get rid of the rubble that is in the way. Maar alles wat in die rubble is allemaal die mure se opbouwstenen. All the bricks, die verbrande bakstenen, lê allemaal op hy rubble. Will the divine stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Wat bedoel hulle daarby? Sal hulle die verbrande bakstene, sal hulle dit kan revive, sal hulle dit kan weer gebruik om die mure te kan bou? Het neem hulle asmoek, as die huise as jy dit afgebrand het, van die mure of van die bakstene is swart verbrand. En hulle sal jou allerlei is bieden dan om nieuwe bakstenen te kry, om dan weer die huis oor te bou, as dat jy die verbruikte bakstenen sal gebruik. Wat ek vanmorgen wil sê, out of the rubble heaps, out of the heaps of rubble, jy hulle die verbrande bakstenen gaan uithaal, hy verbrande bakstenen gaan uithaal daar, en hy restore die verbrande bakstenen. Die verbrande bakstenen wat niemand gedink het, sal help my mure te herbou nie, was gebruik, en die rabbi sê, it was revived again. Hy swart verbrande bakstenen was geherstel, it was revived, and it was used again. As jy kyk na sekere plekke, Google daar voorbij, baie kere gooi ons die huis of die plekke af, en vat hulle die selfe bakstenen, en ons die wat vakkie, dan maak hulle het skoon, en maak hulle die bakstenen skoon, en wat maak hulle? En verkoop hulle die bakstenen aan jou, 10 rand per baksteen, 150 baksteen. Hy maak geld vir homself, hy het 'n inkomst vir homself. Hy sê 'n baksteen, wat ek nie sal worry, gaan haal hulle en hulle maak het skoon. Hulle maak het skoon. Will they revive the stones out of the heaps of the rubbish which are burned? Which are burned out of the rubbish. En hulle gaan haal uit. En hulle gebruik hy selfe baksteen. En die selfe baksteen word die mure van Jerusalem geherstel. En die nodig gehad om alle bakstenen te gaan koopie. But out of the rubble heap, out of the heap of rubble, they took the bricks, and they restored the whole of Jerusalem. God wil ek vanoggend sê, never mind hoe jou lewe lyk vanoggend. Never mind hoe jou situasie lyk vanoggend. Never mind hoe jou huwelik is en waar jou huwelik jou bevind in jou huwelik vanoggend. Never mind wat jou situasie gesit en jou kinders vanoggend in jou huis. Waar jy die hier gaan en niemand weet daarvan nie. It might seems that het neem tussen die rubbish on the heaps of ashes. Miskien bevind jy jouself
but he never amount to anything. Dan succeed hy, dan fail hy. En het blyk met elke manne, daar is die help vir jou. Miskien voel jy vanmorgen, voel jy miskien soos die leer, as een baksteen verbrand, as een verbrande baksteen, een useless brief. Miskien voel jy useless vanoggend, niks werk nie. Alles denkt nie aan jou. Niemand worry met jou nie. Niemand sien jou raak nie. Miskien lyk het vir jou, en leer by asmoed, so swart soos een verbrande baksteen. En jy sê vir jouself, ek is nie meer bereikbaar nie. Ek is nie jou woorde nie. Because ek leer maar nie daar, op die asmoed. Die trokke gaan kom en dan waren we allemaal weer ramen. Dan gaan gooi het op een ander plek. So it doesn't matter how God your situation is. Allemaal waar je misschien nou op Christus gaat voor je. Daar is een psalm en een paar keer van hier gesê dat hulle levens op sondag jy daai nou trouw gedoen het. Met China, en baie keer miskien poos van China, of van ander lande om ons families kan onderhou. It is never easy as a son, because as jy iemand is, wat moet zorg dat daar kos op die tafels is, of jy moet net zorg dat daar morgen kan wees man, dat jou kinders uitgezond is, because die kinders kyk na die ouers, wat nou is die season en tyd, waar het ongeluk jou lyk, waar jy lyk is het op een ander, het is op een rabbieshoek. En sê, hoe gaan jy maak nie? As ek op my sister saam so beter, ja, kyk ek so uit, aan jy bied. En as ek die week sien, dan bied ek ook eruit, is dit so beter. Because it is nie beter. How many of you know what it is to on sondag te weet nie? Because jou geld is onmiddellik. Jy is een dik by die huis. Sonder een 2 liter. Dan prijs jy die 2 liter sy geld. But you are faithful. You are faithful towards God in your giving. So hoe sal God dan na jou omsien? Hoe sal God dan sy uitverkoor is een dag en nacht na roep? Hoe sal hy dan recht doen aan hulle? So this morning, toe ek hier woord van die Here kry, en ek kyk daarna en sien, uit die ashoepe, uit die rabbies van hulle, will the revival stones out of the heaps of the rubbish. As a song wat vanmorgen van my getaan is. Out of the ashes we will rise. Out of the ashes we will rise. Alleen met ons staan onder en die kom gemos. En dan gaan ons in die andere kom gemos. But out of the ashes I will rise. I will rise. The stones that are useless will be revived. It will become usable. En hulle wat gekyk het na jou en niks gedink het nie, they will see wat God het gedoen. Because he will only take you from glory to glory. To die as swart gebrande baks in die pas en die as op het kom. En het word mooi gemaakt. En gepleis met wat ek. Toe sal hy nie sê, die is as gebrande baks hier. So out of nothing, God will do something. Alleen met jou, daar is niks.
You will come through. En miskien ondervind jy ook daar, waar mense en familie weer 'n vraag vra, sal hulle kan maak? Sal hulle kan herstel? Sal hulle weer op die plek kan kom wat hulle was? Dan wil ek sê ja, hulle kan. Ja, hulle kan. Met die hulp van die Here. Met die hulp van die Here. God will give you beauty for your ashes. Beauty for your ashes. Ek dink direk aan pastor. Vra vir hom hoe was pastor? Hoe is pastor? Sy sê hoe pastor was. En dit is omdat Roester so 16 jaar oud gewees. 16. So 16 jaar oud gewees. En jy was understand dat is nog iets wat vals is in jou binneste. But while you are battling om die een ding te overkom, as I kom aan die rubbish, that you don't need to deal with, wat in jou pad staan, to distract you from the plan that God has for you. Jy staan en jy is bezig om te bou, jy is bezig om te bou aan jou huwelik, jy is bezig om te bou aan jou finansies, jy is bezig om te bou aan jou familie, die wat die crisis jy gegaan het. En as jy anders aan inkyk, negatively, en hulle spreek nog 10 aan jou, dan wil jy nie tyd goed nodig hê nie, man. You need somebody that will come in and encourage you. Iemand wat jou arm sal oplig. Iemand wat jou sal aanhak en sê, ek loop saam met jou. Ek draai jou pyn, ek draai jou disappointment, draai saam met jou. We are in this together. Man en vrou lieflik, you are in this thing together. Maybe you are facing struggles in your marriage, financial struggles, whatever it might be. Hak mekaar in. Het sê ons is saam die ding in. We are in this together. Ons het niemand dat ons oorlog kry. Al staan ons aan hier, en die Here ons kant, dan staan ons aan hier. Maar ons gaan het na. En wil verwoorde vir u bemoedig. God is about to give you beautiful ashes. And how about the ashes? And how about the dust? And how about the rubbish? And all the stuff you are facing? Something beautiful. Something beautiful. Is besig om te gebeur. A beautiful start. Is besig om plaas te vind. Nou is daar trane van afskeid, trane van pyn, trane van disappointment. Maar wanneer jy so klaar is, gedoen is, there will be joy, groot blydskap. God is nog nie klaar met u nie. Hy is nog nie klaar met u. Die job begin maar nou eers. So I will recant as a children of God. Although we face a lot of negativity, al word ek nog vrae gevra, is fine. Maar hy hou nie geloof. Keep on trusting God. Keep on trusting God. En u sal sien hoe kom die Here vir u deur op 'n bonatuurlike wyse. Daar is Sister Liesel, Paul het as 'n hele selfs
sy vraag die Here, hoe gaan ek dit maak? Ek is 'n ma met kinders. Hoe gaan ek dit maak? Maar op 'n natuurlike wyse sê sy vir my, kom die Here aan jou. Amen. Kom die Here aan. Because the reason you will always remain faithful. Our single ladies here, all the single ladies. Our single ladies here, our single mothers. Wie het volgende man? As gaan hoe zwaar, die Here sal jou nie laat nie. Hy sal vir jou deurkom. Hy sal vir jou uitkoms gee. Hy sal vir jou want hy is wie hy is. Keep on trusting God. Keep on serving Him. En let it niks van Him. Al sien jy die hand in die wolk nie, is alright. Hou die wie? Die hand gaan hier boven. En God gaan weet. Maar hy weet aan die mensen. En wanneer jy dink wat doen, dan sit ek jou op 'n plek open. En alles kan sien. En alles kan sien. So my prayer is that never mind God give you over the film. Allow God to use your useless situation so that it can become useless again. Be a breakpa can go. Mag die Here by die seën. Ek gaan ook gaan pas. Aan my stem is gedaan. Baie dankie. Ja, dankie. Ek wil net sê, u hoef nie vir my te glo nie. But believe the word of God. Believe the word of God. Dan sy woord bly getrou. Sy woord sal nooit tot onledig terugkeer. Voordat het hom nie behaag. Because God se woord, hy staan wakker aan agter dit om het te voorberei. Hy gaan het voorberei. Jy gaan het sien gebeur. You're going to see that. You're going to come and testify about what the Lord has done. Hy sê kan altyd en hier. Terwyl daar op oor geskryf is. En as die Here met nie gepraat het kom, dan wil wat aarde van die lewe. Dan kan jy opstaan net wat hy is. En pas op wat saam die. Wij hebben mijn woord. Amen. You know, as Muslim is the word. Ek het net geluister na die woord van die Here se wil by die baie stones out of the lip of the rubbish of man. And that is the question. Jy weet, ek het gedink aan wat die klank leer kan bedoel. Jy weet, hy as iemand, hy was betrokken die gangsterisme en people dat meewerken. Jy weet, en hy trok uit gegaan. En dan wat uitkom mense die toe sy dan weer in strate in. Jy weet, dit is nou absoluut hergeving. En die Here sê vir my, jy weet, dat hy gedronk was, die Here moet bid voor. Was pray for. Was pray for, bid voor. Bid dat die Here se siel moet red. Bid dat hy ander. Jy weet dat liewer as ek staan, ek gebid, maar daar is wat Here, ek weet dat hy gaan alle kry gegaan. Want jy weet, ek kom al 'n tyd of stuur op Bybelkursus na hier toe dat jy daar kan, jy weet, herstel. En het gaat oor kan die spirit repeat God revive the stones out of the heaps which
of the rubbish bins sal burn, kan die Here iets doen. En dit kom by my, maar die Here sê vir Esegiel, kan hierdie dorre bene lewendig word. En hy sê, Here, U weet dit. En hy sê, profeteer oor hierdie dorre bene. Spreek oor hierdie, sê vir hierdie dorre bene, hoor die woord van die Here. En jy weet die Here sê, wat vir hierdie sê, hierdie man. En ek weet, dat sê wat die reden, ek terug op my tannie berg gegaan en sê, jy weet, gister was ek daar, ja, sê, hoe gaan ek daar en, hoe krijg ek daar, sê daar op die huis. Dus ek man, raak ek om net of vet. Ek sê, joh, raak ek net of vet nou, joh. Dus ek probeer hy, dan ek al die dinge. En hy wou besluit, hy gaan dan die goede los. Jy weet, iemand as ek nie praat nie. Toe ek daar sê te sê, weer apart, die Here is die Here. Maar is nog die heel waar ek wees van daar sal wees, en van andere wat plaas word. En daarom sê die Here vir jou, en daarom vraag, die duivel vraag, kan God hierdie dorpbene, kan hierdie klip wat hierdie rabbies is, hierdie gebrande baksteen, kan die Here iets doen en purify. Yes, he can purify. God can. I say God can. Die Here kan alles doen. God kan vir ons alles doen. And whatever your situation is, don't give up, don't stop praying. Moet jy op bid vir die man wat in drugs is nie. Moet jy op bid vir die persoon wat in die Here is nie. Moet jy op bid vir jou familie nie. Don't give up because God can revive them. And so if even your situation is what jy sê, Here, ek jou, hoe gaan ek hier kom? Here, ek het my omstandighede gaan verander nie. Here, ek weet of my situasie gaan omdraai nie. Maar die Here sê, but He can revive your situation. He can turn it around. God kan dit vir jou doen. Nothing is impossible for God. And that is a word I always hold on. When each look at, when guys look God afraid of you. Jy weet, dan glo ek that God can do the impossible. Nothing is impossible with God. I say to myself, I speak over myself, and I say to myself, nothing is impossible with God. And I'm telling you today, whatever your situation is, nothing is impossible with God. God can turn it around. He never can die situasie omdraai. He can revive you again. And as he does, we will say, Here, help me. I'm standing up this morning. I'm standing on my feet this morning, saying, God, Here, gee dit vir U vanoggend. Here, gee my familie vir U, Here. Here, gee my finansies vir U. Here, gee my situasie vir U. Here, wat lyk as 'n gebrande baksteen is, wat aan die gemors lê. Here, gee U, Here, wat die woord van God sê, dat die Here maak van 'n niks, maak die Here iets. En die wat dwaas is, sê die Here gebruik hy om die wyse te bestaan. So if you're standing here this morning saying, God, help me. God is here to help you. Nothing will be possible. Don't ever say, this situation is too impossible. Moet nooit sê, die Here kan dit nie doen nie, man. Ek het dit baie gesê, gebid met familie en jy weet, gepraat met sy familie en so aan. En today they are coming willing to church. En as jy die Here prys wat die Here kan doen. Nothing is impossible with God. I said nothing is impossible with God. En ek het gehoor, nothing is impossible with God. Don't say it's
impossible. Because nothing is impossible with God. Kom ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus, ons bid vir een en elkeen vanmôre wat staan. Here, ons dank vir die woord wat U gegaan het. En U het ons daar gewys, Here, dat alles met bakstene gebrand. Here, dat al die bakstene in gebos. Here, dat kan weer gerevive word. En vanmôre, Here, is die mense wat se lewe miskien lyk as wat eer rabbies hoop lê. Het lyk, Here, as hulle gebrande bakstene is wat afgeskryf is deur die samelewing. Maar Here, vanmôre is U hier, Here, to revive those that are written off by society. You are reviving this morning each and every one van die God that are going through a difficult situation. U kom vanmôre in en U gryp in, want Here is in staat om die dorp weer lewendig te maak. Is in staat om die situasie om te swaai. Is in staat om die onmoontlike te doen, want die woord wat U sê, nothing is impossible with God. And so Father, we thank You for a breakthrough in people's lives this morning. Ons dank U vir 'n deurbraak wat U doen. Ons dank U, Here, Here vir die deur wat oopmaak, Here. Lord, if there's doors being closed this morning, Father, we thank You that You are opening up doors to this day. Lord, if there's curses that people are trapped in, Father, I come against every curse. And Father, I declare this morning that that curse is being broken this morning. In the name of Jesus. I rebuke Satan this morning. In the name of Jesus, I command him to lose his hold over each and every one of your children. Let your children go, Father, out of this oppression of the devil. I pray in Jesus' name. Father, God, and bless each and every one. Saying, You know their designs, You know what they're going through. And I pray, Lord, it will stretch your hands out of them. En dat U sal vanmôre aanraak in die naam van Jesus. En ons gee U lof en ons gee U prys vir wat U doen. Kom ons gee die Here in die prys aan U God. Lof God. Want wat U doen het. Halleluja. Thank you, Jesus. Kan jy sê dit dan? Voor ons afsluit bid vir die mense wat verjaardag het. Voor ons afsluit. Ek het vir die mense dat verjaardag het. In die birthday start, schools are being and the other people. So the people that are amazing. Amen. Sabe sa ko kaya ito. Ricardo, kung meron ka na po, destroy ka po. Ricardo, it was a 2 kilometers gekry or what's the current? Right arm, it was a right arm, but right one. Amen. So, sang die Here vir Ricardo, en ons bid dat die Here ons sal seën en dat hy suksesvol sal wees in sy lewe. Ons bid saam, Vader, in die naam van Jesus, neem aan voor Ricardo en bid dat U vir hom sal seën. Here, dat U sy swakkheid sal vat in die sterk kant en dat U ons sal lei van krag tot krag. En dat U ons sal lei, Here, van hoogtes tot hoogtes. Here, ek weet omgewing, Here, waar dit groot geword word en groot gemaak word. Here, is nie 'n goeie omgewing vir 'n kind om op te groei as gevolg van die bettergeweld en die skietery en al die goed wat plaasvind. En Here, ek bid dat U die hand sal sit in die taal van God. I pray the blessing of God on His life. Lord, let help him. Here, ek wil gehelp kan vorder in die skool en nou aan een te sal gaan. Kom seën vanmôre. Dat hy suksesvol sal wees in die skool. And it will achieve high marks and it will achieve accolades and all those things that accolades that they have achieved. Here, daar was een wat hy ge-achieve. En mense het miskien gedink is 'n grap. They have achieved of being tolerant in the class. And Father, there is a characteristic that we need here. To be tolerant.
om mense te kan verdra. And because people are not tolerant, young people, young men, that's why they are killing each other. And so Father, I praise you for you this morning. Dank u vir die hand wat u is. Dank u vir die sukses op sy lewe se. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. I just want to pray for my brother. I just want to pray for you. I just want to pray for you. I don't know why I was praying for you. I just want to pray for you. This was something I was looking to you. And I just need to pray for you. Amen. And then God came. Bless you. You know what? So that God can bless you. I don't know. I just see that you are blessed by God. And then God will even bless you more. And God said, I will bless you so that you will be a blessing. And through it, God said, all the nations will be blessed. Lord, I invoke and Lord, I release the blessing of God. I release the blessing of Abraham upon his life. Because you have called Abraham and you have said, I send you to an unknown place. And when I send you to the unknown place, I will bless you. And I will make you a blessing. And through you all the nations of the earth shall be blessed. And so far I release this blessing upon my heart. Use it. Use it, Father God. Whatever way you have called me. Use it, Father God. Let it be a blessing. Wherever you put this food, wherever you walk, wherever you sit, whatever is around this, that there are elke plek waar sy voet so op sal sit, Here, dat dit gebless sal wees. In die naam van die Here, I release the blessing of God. Jesus. Amen. Die was kom ons staan en ons afsluit met 'n woord van gebed. Amen. Wil dank aan die voor afsluit asseblief. En die voor afsluit met jou. Is die goeie. Amen. Amen. Kom ons staan man van die Here. Dis afgesluit met 'n woord van gebed. Kom ons bid. Vader, vanmorgen dank ons U, Halleluja. Here, want U is groot en U is gewig. Here, daar is niemand soos U. U is die begin en U is die einde. Vanmorgen dank ons U vir die woord wat kom uitdruk die God. Here, ek wil besef dat ek was daar in stone op haar hoop, Halleluja. But you have come and you have changed me. You have renewed me. You have been glory over my life. Hallelujah. Lord, we are so grateful this morning that we have ears over and near. Hallelujah. Door alles wanhopig was, Here, en Here om verander in ons lewens. Dankie vanmorgen, my Vader, vir die monster, Hallelujah. Ek bid en vra, Here, U om stilmatig sal ondersteun in die naam van Jesus. Hallelujah. Elke oor wat gehoor het, U woord vanmorgen, my Vader. Bid en vra, Here, in die naam van Jesus, Here, te gaan en van meditek op hierdie woord, hierdie week, my Vader, oorleef vir ons. Ek vra, Here, in die naam van Jesus, Halleluja, Here, gee ons 'n week voorleef, Here, wat ook 'n stryd en probleem ons weg kan kom, dat ons oor sal slaan op na die berge, waar vandaan ons hulp vandaan kom, Here. So op bid en vra, Here, dankie, Here, dat ons in die huis van die Here kom wees van môre, Vader. Here, waar ons seëninge ontvang het van môre vir die week wat voor lê. Ek kom bid en vra, Here, ons bid, dat laat U wil gesien in die naam van die Vader en die Heilige Gees. En Here, baie dankie. Kom ons ontvang die seën van die Here. Dan gaan ons in sy vrede. Die Here behoed U en die Here bewaar U. Die Here wat sy aangesig oor U skyn
En hy skenk die vrede. En nou wat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees sy en bly met ons almal tot aan Jesus kom en al die kinders van die Here wat dit glo sê amen. Here seën die